Wat is die een? Dan gaan ek nie meer dit speel nie. So lief, ek baie laat was speel al saam klank. Kan jy al nie? Ek was wag vir Brunels vir batterye vir my hier kom sit. Jesus, baie dankie dat U in aarde toe gekom het om ons skuldelas te kan dra. Vader, ons kon dit nie uit onsself uit doen nie. Daarom sê ons vir U vanoggend dankie dat U nie U eie seun gespaar het nie. Vader, ons dankie vir U liefde, U genade onbeskryflik groot. Vader, vir die diens wat vanoggend van waargeneem word, bid ons nederig en ons vra dat die prediker agter die ou lewe kruis sal berg, dat hy woorde sal spreek wat van U af is en nie van die mens af nie. Die musieke wat vir ons gaan gespeel word, o Gees van God, ons bid dat U die hande sal seën wat dit die musiek gaan maak en ontvang al die lof, die eer en aanbidding van ons harte. Is ons gebed vanoggend in Jesus naam. Amen. Goeiemôre almal. As hulle net die regte goed op die regte plekke aansit, dan sal dit makliker gaan. Maar ons verstaan. Oké, is dit wat op die kant? Goed is hier af. Is jy bly om die huis van die Here te wees? Amen. Klink alright. Alright. Ek is een van daardie stoute pastore. Dink julle het nou lank genoeg stil gestaan, dan 'n bietjie rondbeweeg en mekaar 'n bietjie groet en mekaar in die oë kyk en sê goeiemôre, welkom by die huis van die Here. En onthou, ek sien niemand in gips nie, so ons kan lekker hande klap en ons kan lekker die Here loof en prys vanmôre. Ek sien is baie van my familie hier. Ek sien my niggies en my klein niggies is hier, baie welkom vanmôre ook aan julle. Baie welkom in die huis van die Here, want die Here wil vanmôre vir julle gee wat julle nodig het. Ons gaan hierdie liedjie sing. Great and mighty is the Lord our God. Nou ek wil hoor vanmôre of die Here julle God groot, sterk en magtig is. Julle moet harder kan sing as die orkes daai kant. Amen. Die senuweeagtige skoonmoeder. So julle moet harder sing as sy.
en aan elkeen wat daar bo staan vanmôre. Is jy reg om die Here te aanbid saam met ons vanmôre? Amen. Kom ons sing dit tot eer van die Here vanmôre. The Holy Spirit is in this land and is in this place this morning. Amen. En kom ons sing dit vanmôre met hierdie wete, met geloof en versekering in ons harte, dat die Gees van die Here is in hierdie plek vanmôre. The Holy Spirit is in this land. Holy
Dit maak nie saak waar jy jouself bevind, of jy jouself op die hoogtes bevind of in die laagtes nie. Die Here is in die huis vanmôre om mense te ontmoet. Nou hierdie is nou een van my gunsteling koortjies. En as jy wil vrede hê, moet jy die vredegewer ontmoet. En daardie vredegewer se naam ken julle seker. Wie kan vir my sê wat is sy naam? Wanneer wag, glo nie almal glo dit vanmôre. Kan iemand hieronder vir my sê wat is sy naam vanmôre? Jesus. Daar sy naam is Jesus. Daar's niemand vanmôre soos hy nie. Jesus. Vrede. Vrede. As jy vanmôre wil vrede hê, kind van die Here, dat die Here vanmôre vir jou vrede gee, want hy is vanmôre hier om vrede uit te deel in mense se harte wat onstuimig is. Vrede, vrede. Dis 'n gawe van God. Sy naam is Jesus. Jesus Christus, ons sê dankie. Vrede,
sien kind van die Here, jy kan nie die lied sing vanmôre. Amazing Grace. As jy nie die wonderman van Golgotha ken nie. Jy kan nie vanmôre sing, die Here het my gered, as jy nie die wonderman van Golgotha ken nie. Jy kan alleenlik hierdie lied sing vanmôre, as jy 'n ontmoeting met die wonderman van Golgotha gehad het. Want dit is hy wat jou gered het. Dit is hy wat jou verlos het. Dit is hy wat jou blinde oë oopgemaak het. En ek wil baie van my sê, maar ek kan dan sien. Ja, jy kan sien, maar jou geestelike oë is blind. Jy kan sien wanneer daardie salf van die hemel op jou oë gesmeer word. En jou oë oop en jy kan sien vir die eerste keer. Kind van die Here, jy moet hierdie lied sing vanmôre, asof jy dit nog nooit van tevore gehoor het en nog nooit van tevore gesing het nie. En ek wil hê jy moet dit sing vanmôre vir die Here. Sê vanmôre vir hom dankie, omdat daar genade was wat 'n vuil sondaar, soos wat jy was in jou verlede, gevat het, jou gered het, jou gewas het met sy kosbare bloed. Amazing grace, how sweet the sound. Jesus.
Daar's 'n spesifieke vrou. Suster, ek kan jou op die naam noem vanmôre, maar ek gaan nie. Want die Here op hierdie oomblik met jou hart mee praat. Die Here sê vanmôre vir jou, as jy jou hart vir my vanmôre oopmaak, dan sal jy weet wat dit beteken om deur genade gered te wees. Ek gaan jou nie verklein hier, vrou, maar ek gaan vir jou vra, ek gaan hierdie liedjie weer sing in die versie, dat jou hart vir die Here sal oopmaak. En die Here sal vra, Here, ek het hierdie genade nodig, waarvan jy praat. Jy sukkel om te vergewe, sê die Here. Jy sukkel om jou verlede te los. Jy dra dit soos 'n sak met jou saam. Die Here sê vanmôre tot hier toe, en nie verder nie. Laat my toe vanmôre, sê die Here, om daardie las van jou skouer af te haal, dat jy vanmôre kan vry wees, sê die Here. It was grace that taught my heart to fear. Jesus. Afgelope tyd vrouens openbaar wat swaar kry onder hulle mans in huise. Vrouens wat 'n geweldige swaar las dra. Vrouens wat nie kan sien vir die dag van môre nie, omdat die las wat hulle dra te groot geword het. En die vrouens moet nie te laat vir my daar. Nie ontlaat sak nie. Jesus is in die huis. Ons het gesing vanmôre. Holy Spirit is in this place. Daar's 'n broer in hierdie huis vanmôre wat verlang na vrede in sy hart. Gaan jy nie verklein weer die broer? Steek jou regterhand op vir jou pad, dat God jou vrede kan gee. Jesus is in hierdie plek. Jesus is in hierdie huis. Moeder, kan ons het weer sing, it was grace that taught my heart to fear. Ek gaan vir julle bid, daar waar julle sit en staan. Maak jou hart vir die Here oop vanmôre. Dogter, ja, jy ook, wat dink God sien jou nie raak nie. Hier's jong mense in ons midde vanmôre wat dink, Here, waarom het U my verlaat? Ek sukkel om hierdie pad te stap, want dit is 'n moeilike pad, Here.
Die Here sê vanmôre gaan ek jou krag gee om op te kyk en weer 'n getuie vir my te wees in hierdie eer. Jou dogter, God praat met jou vanmôre. Jy weet wie jy is. It was grace that taught my heart to fear. Here, U wat die mens geformeer het, Here, en wat die binneste, diepste wese van die hart van die mens ken, beter as wat ons self dit ken, Here. Here, U het vanmôre kom praat, U het vanmôre, Here, vrouens en 'n man en 'n dogter uitgewys. Op bid vanmôre, my God, dat U vanmôre vir elke vrou wie se hand op is in hierdie oomblikke, Here, dat U vir hulle 'n wonderwerk sal kom doen in hierdie oomblikke. Dat daardie genade van God vanmôre, Here, vir hulle betekenis sal hê. Dat hulle vanmôre die waarde van daardie genade sal verstaan en sal besef. Here, daardie broer vanmôre wat vrede soek, gee hom vrede. Lei hom vanmôre, Here, na waters waar rus is. Ontmoet hom daar, Here, dat hy vrede in sy hart sal hê. Dat elke een, Here, wat 'n las dra vanmôre, my God, dat hulle die las by die kruis sal los vanmôre. En hieruit sal stap met 'n jubelende juigende hart. En weet, ek is vry, vry, vry. Christus het my vrygemaak. Ontmoet daardie dogter vanmôre, Here, in Jesus naam. En ons eer U daarvoor. Halleluja. Jesus is hier. En hierdie wonderlike, soete teenwoordigheid van die Here wat U vra. My sit dat ek dit nie vir 'n oomblik hoef te doen. Nou kinders van die Here, ek is ongelukkig
een van daardie mekaar ouens wat in 'n Pinksterkerk groter word het. So jy mag bly wees, jy mag die hande klap, jy mag jubelend en juichend wees voor die aangesig van die Here. Nou ek kan myself nie help nie wanneer ek die woord bedien om opgewonde te raak nie. So vir die wat dalk dit vanmôre vreemd gaan vind, jammer om te hoor, dis in 'n Pinkstergemeente. Daar staan nie daar buitekant service silence please nie. Ek is 'n Pinkster seun, ek glo in die werking van die Heilige Gees. En ek dink die Here het vanmôre meer gedoen as wat 'n mens in 10.000 jaar se prediking sal kan doen. Maar omdat ek glo ook in die woord van die Here, wil ek tog vanmôre 'n paar verse met u saam lees en 'n kort gedagte met u deel. Ek gaan probeer om nie my skoonpa se maniere uit te haal en te sê ek gaan nie julle lank hou nie, want dan dok ek soos hy baie keer gedoen het. En as my skoonma dit vir ons sê, dan weet ek sy het ook uitgepraat. Maar ek het ook nog baie keer sê geneig om te sê ek is amper klaar, ek wil nie lank hou nie, as ek sien dan is dit 'n bietjie lank. Nou daar's 'n gedeelte in die woord van die Here wat ek voor baie lief is. En ek het nie geweet wat om te preek vanmôre nie, inteendeel, my skoonma het my gevra, "Seun, wil jy sien wat die koortjies is?" En ek het gesê, "Nee, ek sal wag tot môre." En dan sal ek kyk en hoor wat dit is. Nou elke lied en elke koortjie sal jy hoor vanmôre pas presies in by die woord wat die Here vir my vanoggend baie vroeg gegee het. En die van die wat my ken sal weet, natuurlik my Bybel is ook by Eksodus die 24ste hoofstuk. Want daar's 'n versie daar. En ek het baie gedagtes gehad waaroor om te praat en die Here het my gesê nee, vir hê vanmôre vir hierdie gemeente iets kom sê. Iets baie spesifieks. En hierdie boodskap vanmôre is 'n persoonlike boodskap. Moet nou nie die boodskap vanmôre sê dit is vir die een langs my bedoel nie. Dis vanmôre vir jou bedoel. Sê gou vinnig vir jouself. Die woord is vir my. Sê dit weer, want nie almal het dit gesê nie. Miskien moet ek probeer Bertie van gou die mikrofoon te vat en nog 'n draai te doen by almal. Sê gou weer, die woord is vir my. Sien hoe vinnig antwoord hulle mekaar nou. So dis 'n persoonlike boodskap vanmôre. Eksodus 24 en ek lees vir ons vers 1. Daarna het hy vir Moses gesê, klim na die Here toe op. Jy en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel. En buig julle neer van ver af. En laat Moses alleen nader kom na die Here toe, maar hulle moet nie nader kom nie. En die volk mag nie saam met hom opklim nie. Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die Here en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê, al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe en die môre vroeg om klaar gemaak en onder die berg 'n altaar gebou en 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het manne van die kinders van Israel gestuur en die brandoffers geoffer en die dankofferbulle vir die Here geslag. En Moses het die helfte van die bloed geneem en in die komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi. Vers 12. Nou hierdie is natuurlik my gunsteling vers, veral die eerste gedeelte van daardie vers. Toe sê die Here vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar. En die heerlikheid van die Here, vers 16, het die
die berg Sinai gebly met die wolk, het dit 6 dae lank oordek. En op die 7de dag het die Here na Moses geroep uit die wolk. En die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel, soos 'n verterende vuur op die top van die berg. En Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim. En Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. As ek vanmôre hierdie boodskap 'n titel mag gee, kind van die Here, wil ek vanmôre 'n paar oomblikke met u praat vanmôre oor 'n boodskap. Die berg van die Here is 'n plek van ontmoeting. Wanneer ek kyk na die eerste vers van hoofstuk 24, dan sien ek dat die Here het vir Moses gesê hy moet op die berg klim en dat hy homself moet neerbuig van ver af. Ek wil vanmôre vir u kom sê, kind van die Here, in die eerste plek is die berg van die Here 'n plek van aanbidding. Die Here sê vir Moses, klim op. En wanneer jy opkom, buig jou van ver af neer. Jy sien, die berg van die Here is 'n plek waar ons onsself voor die Here moet verootmoedig. En as jy nie weet wat die woord verootmoedig beteken nie, daar's 'n ding soos 'n woordeboek, gaan soek dit op. Ek het nie tyd gehad vanmôre om dit te doen nie. Maar ek glo almal verstaan Afrikaans wat weet wat die woord verootmoedig beteken. Buig laag voor die Here jou God. Om op die berg te klim, kan ons nie klim met ons bagasie en ons kan nie opklim na die Here toe met ons vooraf opgestelde idees van wat ons soek nie. Verstaan jy nou kind van die Here, kom Here voordat ek die woord bedien het sekere mense geopenbaar het en gesê, los jou verlede. Want jy kan nie met daardie pakkie opklim op die berg nie, want daardie pakkie gaan te swaar raak vir jou. Daardie pakkie wat jy gaan dra, gaan moeilik raak om op hierdie berg te klim. Ek sien net nie die ding om daai ding af te sit nie. Ongelukkig skyn in my oë. So ons moet ons pakkies vanmôre los, voordat ons op die berg van die Here kan klim. Los jou sonde, los jou ongeregtigheid aan die voet van die berg. Daar's 'n gesegde wat sê dis die klein jakkalsies wat die wingerde verwoes en vernietig. Dis daardie klein sondetjies wat ons doen wat ons dink is nie te erg nie, wat ons dalk die ewigheid gekos. Die eerste ding wat Moses en Aaron en Nadab en Abihu moes doen, hulle moes hulle self voor die Here buig. En terwyl ek hier voorberei, sê die Here vir my, dat ons kan nie met trotsheid in ons harte in sy teenwoordigheid staan nie. Want ons menslike trots is soms 'n struikelblok vir God om te werk. Want soms is hierdie trots kind van die Here wat in die pad staan vir ons deurbraak wat die Here ons wil gee. Hierdie trotsheid, man, ek is 'n man huil nie voor sy werk nie, 'n man huil nie voor sy vrou en voor sy kinders nie. Man, as God jou aanraak in 'n diens soos vanmôre en die trane rol, so be it. Maar God weer vanmôre die trotsheid uit die hart van die mens uitwegneem en vir ons 'n hart van God gee, 'n hart van vlees en 'n hart van oorwinning. Maar dit is die trotsheid wat ons het in ons binne, ons het mos daardie trots, jy weet. Pastoor, ek het my trots. En dis net die trotsheid wat ons dra, dat dit soms met ons 'n opdraand en 'n afdraand lewe gaan, soos wat dit gaan.
Daar's nie plek vir menslike trots in die teenwoordigheid van die Here. Jy sien, die probleem van die kerk vandag is, al weet nie meer wat dit is, om laag voor die Here te buig. Ek sal eerder staan, of ek sal eerder sit, of ek sal eerder lê, of ek sal eerder dit, of ek sal eerder daai. 'n Persoon wat weet wat dit is, om laag voor die aangesig van die Here te buig, is 'n persoon wat weet wat dit is, om 'n ontmoeting met God te hê. In vers 2 sien ons, dat nie almal mag nader kom na die berg van die Here nie. En seker is ons op 'n afstand bly, ons bly aan die voet van die berg. Maar dis nie al nie. Moses bou 'n altaar onder die berg. O, maar God weer gee dat die altaar van die Here in hierdie uur weer geherstel sal word. Die ware altaar van die Here, waar die ware kinders van God weet wat dit is. Ons sê baie keer, baie van julle al hierdie woorde gehoor, my alles op die altaar. My alles vir Jesus. Maar dan loop ek by daardie deur uit. Jesus bly in die kerk en ek vat my alles saam. Want ek het hom nie nou meer nodig nie, want ek gaan in my week in, soos wat ek om elke week ingaan, en vir nou het ek hom nie nodig, maar Sondagmôre as ek daar instap, dan weet ek, hy is ten minste nog hier, en ek kan weer 'n bietjie van my alles vir hom gee. Ons sing daar die koortjie, as ek reg onthou is daar 'n koortjie wat ook sê, my alles op die altaar, as my geheue my nie verseer in die steek laat nie. Maar 'n altaar is nie maar net 'n ding wat gebou word en gepak word nie. Want saam met 'n altaar is daar vuur. Daar gaan vuur gepaard met 'n altaar. En mag die vuur van God vanmôre, kind van die Here, weer op elke een van ons val. En mag die vuur van God weer vanmôre uitskroei en dit uitbrand wat hy nie daar soek nie. En hier het ek in groot letters geskryf, groot. Want ek hou dit nie skryf nie. En toe ek my kon kry, toe skryf ek dit. Selfs die skindertong moet deur die Here aangeraak word. Want dit is deur die skindery in die gemeente van die Here wat die huis van God in skade dompel. Mag God weer vanmôre die skindertong onder beheer bring. Ek hou nie van daai ou se das nie. En sy hare is te min. Het julle gesien? Wat doen hy weer vanmôre? Ek kan hom net nie vertra as hy dit doen. Suster Betty, het jy gehoor? Wat het daai ou net kwyt geraak van die koppie kansel vanmôre? Kan hy nie tog maar net iets anders sê nie, want hy sê elke keer dieselfde ding, oor en oor soos 'n grammofoon wat vashak. Nou ek weet baie van die jonger geslag weet nie wat 'n langspeelplaat is nie. Nou dis 'n ding wat jy daardie jare gehad het, hulle noem dit 'n platespeler, dat jy 'n armpie gehad met 'n naald, dan moes jy nou die plaat opsit en dan het jy gespeel. Partykeer as hy gekrap is, dan raak hy vas op dieselfde ding. Soos ek nou vanmôre soos 'n grammofoonplaat klink, jammer om te hoor. Maar mag God vanmôre die skindertong in die hande kry. Die skindertong moet jy op ons te groei. Nie die mense die skindertong moet ophou skinder in die werk van God skade berokken. 'n Altaar van gebed moet weer herstel word. 'n Altaar met betrekking tot die woord van God moet herstel word. Kind van die Here, en ek het 'n profetiese woord van God vanmôre ontvang. Hierdie Bybelboek
gaan ons moet binnekort baie diep in ons harte in wegberg. Hierdie Bybelboek moet jy begin opeet so soetkoek. Van daar gaan 'n dag aanbreek. Nie te lank na vandag, ek het 'n waarskuwingsboodskap ontvang. Daar's 'n wetgewing wat binnekort hierdie Bybelboek gaan verban. En elke prediker, elke dominee, elke pastoor, elke evangelis, elke profeet, elke wie ook al, mag nie meer in die naam van die Here praat. Jy mag nie meer sê, die Here het met my gepraat. Jy mag nie meer sê dat sonde is sonde en ongeregtigheid is ongeregtigheid nie. Jy moet preek wat die staat wil hê, jy moet preek wat daardie man met die naam van Ramaphosa wil hê, jy moet preek. Maar die boeddhist kan maar sy afgodsdienst meer voortgaan. Die moslim kan maar homself neerbuig voor sy God, maar die Christen word beperk. Kind van die Here, ek praat jy nie bang vanmôre, maar hoor hierdie eenvoudige man met sy min hare vanmôre. Jy gaan vervolging in die gesig staan binnekort ter wille van hierdie evangelieboek van Jesus Christus. En is 'n man en 'n vrou en 'n seun en 'n dogter wat weet wat dit is om laag voor God te buig, wat sal standhou in hierdie laaste uur. 'n Man en 'n vrou wat weet wat dit is om voor God te kniel en die Here aan te roep dat die kraaie vir hulle vleis sal bring. En vir hulle water sal gee by die spruit van krik. Dis hulle wat sal staande bly wanneer die vervolging kom. 'n Altaar van heiligmaking moet herstel word. 'n Altaar van krag moet herstel word. 'n Altaar van die doping met die Heilige Gees moet in hierdie uur herstel word. Daarom is ek bid en sê, Here, mag die bediening van die Heilige Gees weer in hierdie uur herleef. Die bediening, nie die bediening van 'n mens nie die bediening van 'n pastoor en 'n dominee of 'n evangelis nie, maar die bediening van die Gees van God. Dat die Gees van die Here weer die wêreld kan oortuig van sonde, van ongeregtigheid en van oordeel. Dat die vuur van God op hierdie altaar sal val. En dit wat nie daar hoort nie sal doodbrand, dit sal uitbrand. Dat die liggaam van Jesus weer 'n lewende organisme kan wees. Nie 'n organisasie nie. Dit was nooit die bedoeling van die Here gewees dat die liggaam ooit 'n organisasie moet wees nie. Die van die wat huisbesoek doen sal nou weet waarvan ek nou praat. As jy by mense kom en jy klop aan die deur en jy vra, broer, suster, kan ek inkom, ken jy die Here? Dan staan die arrogante broer daar aan die ander kant. Ek het my kerk. Jy kan nie inkom nie, want ek behoort aan die NG Kerk, of ek is hervormd, of ek is 'n dopper, of ek is 'n die, of ek is 'n daai. Sorry meneer, ek het my kerk. Ek dien die Here op my wy. Well, jou way is the wrong way. There's only one way. And it's God's way. Want of hy dit nou wil weet of nie, in Christus, in die liggaam van die Here, is ons een. Ons het een God en Vader, wat oor almal en vir almal is. So wees jy maar NG, maar weet dit meneer NG prediker, ek is dalk die koentjie, wat jy elke dag stamp, maar jy is bewus van my. Want ons is een liggaam. En wie van die weet jy, daai klein koentjie stamp, hy kan baie seer wees. En partykeer, by party mense, soos wat my skoonma altyd sal sê, waar ek by is daar 'n nes. So miskien moet die Here van party neste ontslaa raak vanmôre. Jy sien, kind van die Here, die Bybel leer, moenie dat daar vuil taal uit jou mond uitkom nie. Dis nie ek wat so sê nie. En lees die Bybel, dis God se woord wat so sê. God se woord sê nie dat daar vuil taal uit jou mond kom nie.
Pastoor, as ek nou 'n bytjie laat val, bely die bytjie, laat staan die bytjie, moet ek dit nie weet nie. Bekeer jou voor die Here, jou God. Nou, ek is besig om 'n party ouens 'n bietjie kwaad te maak, maar dis ook alright. Eksodus 24:12 nooi die Here Moses uit om op die berg na hom toe te klim en by hom te vertoef. Op die berg in die teenwoordigheid van die Here sal ons weer die heerlikheid van God geopenbaar sien in hierdie uur. In sy teenwoordigheid sal ons weer die krag en die salwing ontvang om die werk van Jesus Christus hier op die aarde te kan doen. Kan ek vanmôre vir u sê, kind van die Here, ek en jy is die verteenwoordigers van die Here Jesus op die aarde. Weet jy wat doen 'n verteenwoordiger? Waar is daai klein fokkertjie? Richard, en nie sy boetie JP vergeet nie. Baie keer dan sal hulle my nadoen, hulle sal my naap van dit wat ek doen, sal hulle agterna dieselfde doen. Hoekom? Want hulle verteenwoordig dit wat ek doen, wil hulle ook doen. Hulle wil ook sê wat ek sê, hulle wil ook waar ek gaan, waar hulle gaan, en wat ek wil doen, wat hulle doen. Hoekom? Hulle wil my verteenwoordig waar hulle kom. Net so moet ons Jesus verteenwoordig. Dit wat hy by sy Vader gesien doen het, moet ons hier op die aarde doen, waar hy nie tans teenwoordig is nie, met die hulp van die Heilige Gees. Maar wys my waar vind wonders en tekens plaas. Wys my waar besoek God nog huise soos vanmôre, waar hy die hart van die mens openbaar. Wys dit vir my vanmôre. Daar's holy rollers, jy weet, ek sien 'n pastoor, hy kyk vir iemand, dan val hulle om en hulle lag, hulle self siek. En dan kyk hy vir die volgende en hulle stamp mekaar om en dit is chaos in die huis van die Here. En hulle sê, wauw, God is in ons huis. Terwyl God nie daar is nie. God is daar waar sy seun verheerlik word. God is daar waar die gawes van sy Gees kan werk. God is daar waar manne en vroue hulle sal neer kan buig voor die aangesig van God. Dis waar God is. God is in 'n plek waar hy nog die koning van die konings en die Here van die leerskare kan wees. Dis waar jy God sal kry. Ek het jou gesê vanmôre se boodskap is 'n persoonlike boodskap. Kind van die Here, jy het 'n keuse vanmôre om te maak. Vra my kinders, hulle sal vir julle sê, my pa het gedeel vir my. Dis jou keuse of jy die Here gaan dien, al dan nie. Vra. Vra my oudste seentjie, hoe baie keer sê ek vir klein JP, is jou keuse my kind of jy God gaan dien, al dan nie. Maar onthou, jy kan nooit vir die Here sê ek het nie geweet nie. En jy gaan vanmôre wat jy sit voor God moet 'n keuse maak, of ek gaan op die berg van die Here klim om in sy teenwoordigheid te gaan vertoef, of jy gaan hieronder by die berg bly sit. En as jy by sy plaas gaan jy agterbly en jy gaan nie saamgaan nie. Begin my kort rowwe boodskap afsluit. Ek het 'n ander berg wat ek ook in jou wil voorhou vanmôre. Hierdie berg, of soseer nie 'n berg, hierdie is 'n heuwel, in die naam van Golgotha. As jy by hierdie heuwel kniel, by die kruis van Jesus, dit is by hierdie altaar, waar ek net vir 'n oomblik wil stil staan vanmôre. By die eerste berg kon nie almal op die berg klim nie. Hulle moes onder by die voet van die berg sit. Maar by hierdie berg, by hierdie heuwel, met die naam van Golgotha, het u en ek die voorreg om op te klim.
Ons het nie nodig om soos daardie Aaron en die ander 70 by die voet van die berg te vertoef nie. Ons kan opklim, ook in die teenwoordigheid van die Here. Ons het ook nou die voorreg om te geniet sy teenwoordigheid en sy heerlikheid en die krag en sy sterkte. Ons het die voorreg vanmôre om daar te kan ingaan deur die bloed van Jesus. I've got the right. Jy het nie meer nodig om daaronder te sit nie, suster, broer, meneer, oom. Jy kan op jy mag maar opklim na die Here toe. Jy mag maar vanmôre in sy teenwoordigheid vertoef. Jy sien, Jesus, die Seun van God, het presies geweet wat dit beteken om sy alles op die altaar te plaas. Van in die tuin van Getsemane hoor ek die Seun van God roep en sê, laat u wil geskied, nie my wil nie. Laat u wil geskied, o my God, nie my wil nie. En hy sit sy alles op die altaar. Hy word die perfekte brandoffer, hy word die perfekte lam van God wat geslag word. Die Bybel leer my in Hebreërs die 10de hoofstuk, die volgende, die 19de vers. Hy sê, terwyl ons dan broeders en susters vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het, die voorhang sal heen, dit is sy vlees, en ons die groot priester wat die huis van God het. Laat ons dan toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekering, die harte deur die bespreking te reinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Ons kan ingaan vanmôre. By die tweede berg is daar vergifnis te verkry vir sonde. By die tweede berg is daar verlossing en genesing. Klim op die berg en vertoef by hom vanmôre. Dit is hulle wat by hom gaan vertoef in hierdie uur, en dit het die Here vanmôre vir my baie duidelik gesê. Dit is hulle wat by hom gaan vertoef in hierdie uur, wat dit sal maak wanneer die basuin sal blaas. Dit is hulle wat in sy teenwoordigheid meer as ooit van tevore sal soek, wat dit in hierdie uur, wanneer die vervolging sal kom, sal kan staande bly. Dis maklik in van die Here as ons hier onder mekaar is, en ek druk 'n vuurwapen, of hulle kom in, hulle druk 'n vuurwapen, en tik dit in die Adrie se kop en sê, pastoor, verloon jou Jesus, of ek skiet haar dood. As ek natuurlik seker sê, moenie worry nie, skiet haar maar dood, ek is fine, ek kan nie my Jesus verloon nie. Maar totdat dit gebeur, is dan wanneer ons kyk wie die toets gaan slaag en wie die toets gaan dop. Want hier onder mekaar kan ons sê, man, ek kan my vrou, my kinders vat hulle. Maar tot die toets kom, dan sal ons waarlik kyk wie is die man en die vroue wat afgesonderd leef vir die Here en in sy teenwoordigheid vertoef. Die vraag vanmôre is, kind van die Here, hoe hoog wil jy vanmôre op die berg van die Here klim? Nommer 2, is u bereid? Ek wil vir jou vanmôre sê, om op die berg te klim, gaan jou 'n prys kos. It's going to cost you something. Is jy bereid vanmôre om die prys te betaal om die teenwoordigheid van die Here te verkeer? It's going to cost you something. It might cost you your family. It might cost you your husband, your wife, or your children. It might cost you your father or your mother or your beloved. It might cost you something. Jy gaan jou tyd moet opoffer.
Jy weet, daai ding wat ons nie het nie, is tyd. Ons is gaas. Maar ons moet iewers met tyd in werk, om tyd te maak vir die Here. Tyd te maak in gebed, tyd te maak, om ons teenwoordigheid te spandeer, tyd te maak in van die Here. It's gonna cost you something. Jy moet vanmôre die koste kan bereken. Nou, wil ek vanmôre afsluit. Dit gaan van ons kos, om die dinge prys te gee, wat ons die liefste het. Wat het jy die liefste vanmôre? Ek moet nie my antwoord, ek wil nie hoor wat jy die liefste nie. Want dit wat jy die liefste het, gaan jy moet opoffer. Selfs jou TV. Daardie romanseries wat ons so inkyk, suster. Die een, na die ander, na die ander, na die ander. Gaan ons iewers iets opoffer. Om op die berg van die Here te vertoef. Om op die berg van die Here te bly. Want terwyl ons so lekker al die series van die wêreld kyk en die hoerery en die gemors wat daarmee saamgaan en die baseinplaas, waar dink jy gaan jy jouself bevind? Saam met die hoerery wat vir die TV aan die gang is. Yes, pastoor, jy's kwaai. Well, I wasn't born to be famous. I was born to tell the truth. And the truth shall set you free. Jy moet daardie ding wat jy die liefste het, jou TV, daar is nie meer kassette nie. Ok, al die jong mense wat nie meer met 'n kassette is, hulle doen met 'n tyd. Ek het 2 gaaitjies gehad, ek het 'n tydsspeler gekry. Dat is so straks op ry dingetjie gehad, as daai ding het tyd baie kwaad gemaak. Veral as 'n tydsspeler die ding van en hy gee hom uit. Dan knip jy hom af, dan gebruik jy jou ma se Q-tips en dan plak jy hom in mekaar vas. Maar dan as jy Cora Marie luister of jy luister country of wat ook al of heavy metal, dan speel hulle 'n sekere liriek en dan iewers klik daar 'n skiep in die liedjie en dan iewers klik gaan hy aan. Dan jy sommer op die einde hoor. Dis 'n tyd. Die van julle wat nie weet nie. Alright. Wie van julle weet wat 'n tyd is? Steek net jou hand op, ek kan sien. Ek het tog van hulle. Alright, hier is mense wat nog tyd het. Ek het ook dan nog tyd. So. Koen, Ek het VHS gesien, tyds ook. ons praat nie oor videomusiek. Hierdie generaal, ander generaal weet nie wat dit is. Maar dis 'n eensame pad kind van die Here. En ek wil afsluit vanmôre. Die laaste skrifgie. Ek wil gesê dit soos met voorbeeld. Hy laat op 10 keer voordat hy raak. Handelinge 8. Vers 26. Sê die woorde. En 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê: "Staan op, gaan na die suid op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza." Dis 'n eensame pad. En ek wil vanmôre vir u sê, kind van die Here, of die teenwoordigheid van die Here te vertoef, gaan beteken dat ek en jy op 'n eensame pad gaan wandel. Ek kan nie my ma saamvat, ek kan nie my pa saamvat nie. Ek kan nie my ou gryse kopmoeder wat by die Here is, ek sou haar nie eens kon saamneem nie. Want hierdie pad is 'n eensame pad. Dis 'n pad waar net ek en die Here op hierdie pad is. Dis 'n pad van ontmoeting. Dis 'n pad van deurbrake. En dis 'n pad van oorwinning op oorwinning oor die mag van Satan. En die Here wys sê vir my iets op hierdie oomblik. As jy wil oorwinning sien oor die werke van die bose, is dit tyd om in sy teenwoordigheid te spandeer en op hierdie eensame weg te kom. Ons sien dit nie omdat ons op 'n ander weg staan, op 'n pad wat vir die mens aanneemlik lyk.
Aanvaarding by die mens, dis wat ons soek. Ek wil vanmôre sê, Here, vat my van daardie weg af, ek wil 'n eensame pad loop. 'n Pad van oorwinning. 'n Pad waar ek weer die sieke gesond kan sien. Waar die duiwels kan uitgaan. Waar die kankers kan uitval in 'n diens. Kind van God. Baie van u weet wat Pinkster is en wat in Pinkstertye gebeur het. Mag God Pinkster herstel. Waar in dienste soos vanmôre, waar die Gees van die Here vaardig word oor 'n diens. Dat kanker so, mense se vange, gesigte, dan staan hulle so, dan sê die Here het my gesond gemaak, my kanker het uitgeval. Pastoor, terwyl hy gesing het, terwyl hy woord uitgegaan het, die Here my genees. Dis Pinkster. Sonder oormooi, sonder die toedoen van mense hande. God mense gesond gemaak terwyl hulle in die banke sit. God het mense gered in die banke. Die sê gered, ja gered. Dan gesien hoe maak hy sonder wanneer 'n boodskap vir hom te swaar word en te moeilik word. Die stoel waarop hy sit word te warm. Hy skuif van die een. Ek kan nie daai woord gebruik op die kans nie. Maar hy skuif van die een bout tot die ander bout. Ek kan nie anders moet dit so kom verduidelik. Maar die stoel waarop hy sit is te warm. En dan skuif hy vorentoe en dan skuif hy agtertoe. Dan weet hy nie moet hy sit of moet hy staan nie. En as hy hom kan kry, dan roep hy uit op die top van sy stem. Ek is vry, die Here Jesus het my vry gemaak. Praat van Pinkster, kind van die Here. Praat van godsmanne wat weet wat dit is om die teenwoordigheid van God te vertoef. Maar dit is nie net vir my bedoel nie. Dit is nie net vir die orkes bedoel nie. Dit is nie net vir Prof JP en sy gade bedoel nie. En vir die pastore wat hier sit bedoel nie. Jy, wat hier sit. Jy kan ook 'n duiwel uitdryf. Jy kan ook jou hande vat op 'n sieke lê en die sieke word gesond. Kan ek jy nog 'n ding vertel? Jy is veronderstel dit te doen. Die wêreld in te gaan en te evangeliseer. It's not just my job. Dis nie net pastoor Neil se werk nie, of pastoor Willie se werk nie. Of broer Alwyn se werk nie. Elkeen van ons wat hier sit. Ja, jy begin. Ek is in die skool. Ek het nie nodig nie. Ja, jy ook. Ek veronderstel om 'n disipel van Jesus te wees en vir die maatjies by die skool te vertel. Kan ek jou iets vra? Ken jy wie Jesus is? Dis omdat daar minder van Jesus in ons skole is. Dat kinders nie meer weet tussen reg en verkeerd nie. Dis omdat daar minder van Jesus in skole is. Dat ons kinders verlore gaan. Terwyl dit my en jou werk is, ons kinders te leer van kleins af. Lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Groei. Maar as jy nie jou Bybel lees en nie bid nie, dan sal jy krimp in jou gees. Kind van God. Ons moet meer van Jesus terugkry in die kerk, meer van Jesus terugkry in ons skole, en meer van Jesus terugkry in die huis. Robertje, ek is nou klaar. Ek gaan nou aan die tafel van die Here sit. Ek wil met elke papa praat in hierdie huis vanmôre. Elke man wat in hierdie huis sit, hoor my vanmôre. En ek sê wat ek nou gaan sê met liefde. Broeder, kan ek jy vir ons net so net om reg om te speel.
Die Here gaan jou familie se hande, se bloed van jou hande eis. As jy nie doen wat jy beloof het die dag jy voor die kansel gestaan het, om jou familie te lei in die weë van die Here nie, en hulle gaan verlore, waar was jy, papa? Die jy jou familie moes lei. Mama, waar was jy? Die jy op jou knieë moes wees om te bid vir jou man en vir jou kinders. Waar was die gebedsmoeders wat deernagtig gebid het? Ek het in 'n huis by 'n moeder gewoon. Laat in die nag. Hoor jy? Hoe roep sy? Hou God aan. Vir haar kinders. Vir haar kleinkinders. Dis deur daardie gryste moeder wat vandag by die Jesus is, dat ek gehoor het. Sy noem my naam in haar gebed. En God het nie vergeet. Daar sy lees wat ek moet red. En hom was. En die bloed van God as heel wat gevloei het. Dat hy kan vry wees. En verlos wees. En dat sy naam kan geskrywe staan in die boek van die lewe. En die van my vergeet. Hy het nie vergeet van die moeder se gebed, die kind van God. Waarom dink jy vanmôre sal hy van jou vergeet? Ek wil uitnodig maak dan ons aan die tafel sit. Maar ek wil jou vra vanmôre. Ek wil vra kind van God. Hoe hoog wil jy klim op die berg van die Here? Want op hierdie berg gaan dit jou 'n prys kos. Hierdie berg vanmôre gaan jy met ietsie gee. Hy het vir jou alles gegee. Hy het vir jou Jesus gegee. Al wat jy vra is jouself. Elke oog is gesluit en elke hoof is gebuig. Ons gaan hierdie lied vir ons speel, I surrender all. Lang gehou het in van die Here, is nie my bedoeling nie. Maar ek het die woord van God oorgedra het en my gegee. Elke hoof is gesluit, elke oog is gesluit, elke hoof is gebuig. Ek gaan nie, en ek wil hê vanmôre kind van hierdie my baie mooi hoor, ek gaan nou sê ek weer eens met liefde. Jy wat vanmôre met wie die Here gepraat het. Jy wat vanmôre wat die koste bereken het, terwyl jy daar gesit het, terwyl die woord uitgegaan het. En vanmôre sê Here, ek wil saam met daai godsman op die berg na die toe klim, om saam met hom in die teenwoordigheid te vertoef totdat hy kom, om ons te kom haal. Here, maar ek wil hê jy my so krag gee. Want ek kan dit nie sonder die krag doen nie. Here, ek kan dit nie sonder die doen nie. Die gaan my moet help, Here. Want hierdie berg gaan dalk miskien te styl wees op 'n plek en dan gaan dit vir my voel ek gaan moet omdraai. Maar as U saam met my gaan wees en my gaan help en my ondersteun met die reddende regdraad, Here, sien ek vir hierdie berg kans om in die teenwoordigheid te spandeer. Net hulle wat op die berg wil klim, om 'n God se teenwoordigheid te wees, wat die prys bereken en die totale koste in ag neem, dat jy moet opstaan en vinnig voor my voorkom staan, ek wil saam met U bid. I surrender all. Net hulle wat waarlik op hierdie berg wil staan in die teenwoordigheid van die Here, wat die koste bereken in hierdie oomblikke. Staan op jou voete en kom staan hier by my.
I surrender all. Ek het die sien neergeskryf terwyl die oog gesluit is. Nou sal my moeder hierdie onthou. Tannie Stef het een aand my ietsie gestuur. Sy stuur vir my 'n liedjie terwyl sy hom sing na die eenigheid. Die liedjie gaan so. Hy sê lei my hoor op die berg in gemeenskap met U daar, in die bron van die lig, Heer, waar U bloed my rein bewaar. Lei my hoor op die berg, Heer, in gemeenskap met U daar. Kind van die Here, gaan jy iets vra, terwille van tyd, dat U wat U voorstaan, kan ons hande vat. Ek gaan vir julle saam met 'n gebed doen. Ons vat hande, om wat U voorstaan. Ek gaan my moeder op met die gebed insluit, terwyl sy vir ons speel. Die Here bid vir julle vanmôre, om julle te bewaar. Kind van God, jy wat in die bank sit, voordat ek hierdie gebed bid, gaan jou kans gee, is jy seker, jy moet sit. Wil jy nie ook op die berg klim nie? Is jy seker, jy wil nie ook in sy teenwoordigheid spandeer nie? Of is die prys te groot om te betaal? Terwyl jy so staan, kom ons laat ons gaan. Here Jesus, Here, ek het die boodskap wat U my gegee het, probeer oordra, Here, na die beste van my vermoë. Here, as ek vanmôre
mag sê, wil ek vanmôre vir u net verhoogde dankie sê vir Jesus. Here Jesus, dankie vir daardie dag toe u onthou het van 'n moeder se gebed. Here, daardie gebed van daardie moeder, Here, vir 41 jaar, en het nooit sy krag verloor nie, en het dra my nog steeds tot vanmôre toe. Dankie, Here, vir 41 jaar, wat u my behou laat bly, om vanmôre vir hierdie mense hier voor te kan bid, en u te vra, lei hulle oor op die berg, Here, dat u hulle vanmôre op die berg sal bewaar, totdat u kom, om ons te kom haal. Here, want vanmôre is daar stryd, Here, daar pyn, daar's hartseer. Maar ek bid U, o my God, ten spyte van dit wat hier in ons lewe gebeur, dat ons vanmôre op sal klim, tot by U en vertoef in U teenwoordigheid, want dit is liefde in U teenwoordigheid, Here. Help ons. Bewaar my boeties, bewaar my sissies, in Jesus naam. Tot ons in 'n pad van liefde, Here. Kinders van die Here sê amen. En amen. Kinders van die Here, die se plek neem. Ek gaan oorgee vir broer Bertie, dat die Here Jesus Christus, die beste, ek sê nou nie die goed woord nie, ek sê die beste, lofoffer sal gee, om aan hom eer te bring vanmôre. Sal jy dit doen? Amen. Stil vanoggend voor U. Jesus, is dan vir ons hier oplig vanoggend. En vir U sê baie, baie dankie. Dankie vir Golgotha as heuwel, waar ons kan opklim en waar ons kan vertoef. Waar ons al ons laste kan bring en by U voete kan neerlê. En ons weet, U sal met ons wees, U sal ons help, U sal ons deurdra, al is die pad lank en eensaam. Weet ons eers daar om met ons te wees. Ja, Here. O Vader, ek dank U vanoggend, Vader, vir U liefde en U genade onbeskryflik groot. Vir U liefde wat U as 'n Vader vir 'n kind het, om sy kind neer te plaas op die aarde en die mens vernietig te kan word. En ons vir U sê dankie, maar weer eens Jesus, dankie dat U gekom het om vir ons sondes te kom stry. Jesus, U kry vanoggend al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons harte. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. Amen. Kan ons sit.
gaan ons voorlees uit 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gebreek het, het hy gedank en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit op my nagedagtenis. Net so ook die beker met die woorde, dit is my bloed, die bloed in die Nuwe Testament. Doen dit so dikwels as jy daaruit drink op my nagedagtenis. Want so dikwels as jy hier van hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Of ons vra dat ons van hierdie kant af sal weer beweeg, sal wyn geniet en die broodjie geniet, en dan pastoor deels van ons net die mense kan bedien, wat nie by dit kan uitkom nie. As een versoek wat ek van pastoor Deels ontvang het, aan my regterkant, julle linkerkant, is daar 'n gebedversoek. As enige van julle dalk 'n gebedversoek wil hê, kan julle die papiertjie invul, enige van die pastore gee, en dan sal daar vir julle gebed word. Kan ek dalk pastoor vra met ons afgesluit? Kan ek vra dat ons sal staan toe van die Here? Nou weet julle waar ek sê sluit oor. Maar my eers. Terwyl ek net daar sit, en ek dank die Gees van die Here, wat altyd so getrou is. Terwyl ek daar sit, herinner die Here my aan iets. Ek wil vir elke moeder wat vanmôre hier is, net ietsie sê. En hierdie gaan ook aan my spesiale skoonmoeder ook vanmôre. Moeder, ek wil hê jy moet weet vanmôre, die Here sê, ek slaan ag op jou gebed. Die krag van jou gebed
kan nie net sterf nie. En ek wil hê, ek gaan nou bid. Kan ek net gou vind vir almal van ons wat kinders is, weet net gou nou, ek sou ook kind. Almal wat kinders is, al die kinders, kom, kinders, waar is julle? Almal wat waar ek is hoofvra, sak julle aan, waar ek het op pad. Almal wat ouers het, wat hier binne sit, en wat nog kinders is, die wil op julle hande sien. Ek sê, dit lyk beter. Alright, ek is ook oor kinders. Een van die stoute kinders, wat se kinders. Ek wil vir julle kinders iets sê vanmôre. Luister mooi. Ons moet ons ouers, wat saam met ons is, waardeer, respekteer en lief hê. Dag en dag kom wanneer ons gaan moet staan maak op hulle gebed, as hulle nie meer hier is nie. Hoor vanmôre, ons ouers is nie vir altyd by ons nie. En is hulle gebed wat ons dra. Ek wil bid, maar ek gaan nog 'n laaste versoek vra. Mag ek broer Bertie? Kan ek iets vra? Ek sê mos ek is nie stoute kinders. Kan ek vra aan al ons kinders wat hier is, by hulle ouers gaan staan? Asseblief. Ouers, gaan staan by jou kinders. Of kinders gaan staan by jou ouers. Ek is ook kinders. Ek wil ek uit. Nou wil hier want ek het vir almal bid. Ok, ek het daar gaan staan. Kind van die Here, wie my vertra, is mos om tussen die mekaar mens. Maar ons ouers het ook partykeer 'n bietjie waardering kry vir ons kinders kom. Daar waar jy is, sluit jou oë. Wil net hierdie mikrofoon. Ek wil net die mikrofoon afsit. Mense sien dit is een en weer dat ek raak in mekaar. En dit nooit gebeur, maar nou ja, nou sien ek dit. So ja, asseblief nie vir my lag nie. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir die diens soos vanmôre. Here, is kosbaar om in die teenwoordigheid te leef. Maar dit is nog kosbaar, Here, om as kinders saam met ons ouers God te kan dien. Here, ek sê vir U dankie vanmôre vir my moeder. Here, 'n moeder wat bid. Moeder, Here, wat soms die laste dra, waar ons dit nie sien, Here, die trane wat sy stort, wat ons nie van weet nie. En ek bid, my God, vir elke moeder vanmôre, dat U, Here, nie hulle gebed sal vergeet nie. En dat U vanmôre sal agslaan op die gebede van ons moeders. Versterk ons moeders vanmôre, Here. Gee hulle nuwe krag, my God, in U liefde. Versterk hulle innerlike mens, Here. Vergewe ons as kinders vanmôre, waar ons ouers nakom, Here. Waar ons soms, Here, disrespekvol optree, en soms dinge sê en dinge doen, Here, wat ons ouers seermaak. Dankie vir ons grootouers. Ons dankie, Here, vanmôre vir ons kinders, ons kleinkinders wat vanmôre ook hier is. Saam in die teenwoordigheid van God te wees. Heilige Gees, bid ons vanmôre met 'n band van liefde. Dat die liefde van Jesus vanmôre, Here, gesien sal word. Elke een van ons. Dat daar weer 'n begeerte daar buite sal wees, Here, dat hulle vanmôre dit wil hê wat ons het.
sê vir U dankie. Dankie Here vir ons voorreg om Jesus te kan dien en om Jesus te kan ken. Al die kinders van die Here sê amen en amen. Nou, voordat jy loop, nou pas, voordat jy loop, gaan ek die kinders vra, net vir hulle ouers net ietsie te sê, 'n klein woord